Goeiedag luisteraars. Ek verwelkom julle almal weer eens hartlik welkom by vandag se program. Ek staan die afgelope paar weke stil by Rigter 6 en Gideon se roeping. Hierdie tema kan my nou maar eenmaal nie los nie. Daar is 'n dringendheid by my dat ons roeping moet verstaan. En dat roeping is nie altyd mooi en glamorous nie. Want as ons gaan wag vir die mooi en die glamorous, dan gaan ons dalk ons roeping en ons purpose in die lewe mis. En so het ons in deel 1 gesels oor geroep soos jy is. Ons het gesien, God kom na Gideon in sy parskyp en hy noem hom dapper man. Al voel hy glad nie so nie. In deel 2 het ons stilgestaan by vers 14, waar ons gesien het hoe God na Gideon toe draai, terwyl Gideon nog besig is om te redekawel oor sy onvermoë. En God antwoord hom met woorde, ek is by jou. Vandag wil ek bietjie stil staan by die tema van die wagtyd. Daardie tyd tussen belofte en vervulling. Luisteraars, ons sou dalk verwag het dat Gideon nou, nadat God so duidelik met hom gepraat het, sou opstaan en sê, Here, hier is ek sal gaan. Maar dit is nie wat gebeur het nie. Die volgende woorde uit Gideon se mond is eerlik, broos en tog so menslik. Hy sê, as u my dan regtig goedgesind is, doen tog vir my 'n teken dat dit u is wat met my praat. Gideon sê met ander woorde, Here, ek hoor u, maar ek moet seker wees. En hier raak baie Christene dadelik ongemaklik. Want ons dink maklik is dit dan nie ongeloof nie. Moet Gideon nie net vertrou nie. Maar God se reaksie op Gideon se woorde leer ons iets verrassend oor hoe God met groeiende geloof werk. God sê nie, Gideon, hoe durf jy my vra vir 'n teken? God sê nie, ek het reeds gepraat en nou moet jy net gehoorsaam wees nie. In plaas daarvan sê die Here, ek sal wag tot jy terug is. Luisteraars, kom ons stop net 'n bietjie hier. God is bereid om te wag vir iemand wat stadig leer om te vertrou. Dit is 'n ongelooflike groot openbaring van God se karakter. God jaag nie vir Gideon vorentoe nie. God breek nie sy twyfel af met veroordeling nie. God stap saam met hom deur sy onsekerheid. Ons leef in 'n wêreld waar wagtyd as tydmors gesien word. Ons wil vinnige antwoorde hê, duidelike bevestiging, onmiddellike sekerheid. Maar die Bybel wys ons dat wagtydperk is dikwels God se werksruimte. Abraham moes wag vir Isak. Josef moes wag in die tronk. Dawid moes wag voordat hy koning word. Jesus self wag vir 30 jaar voor hy begin bedien. Wagtyd is nie God se afwesigheid nie. Wagtyd is God se diepste werk. In Gideon se geval is hierdie wagtyd die oomblik waar God Gideon se hart vorm, nie sy militêre strategie nie. Gideon vra vir 'n teken, nie omdat hy God wil toets nie, maar omdat sy eie hart nog broos is. En daar is 'n baie groot verskil tussen, Here, bewys jouself of ek glo nie, en Here, help my om te glo. Gideon is nie arrogant nie. Hy is nie uitdagend nie. Hy is eerlik. En God antwoord eerlik terug. God verkies eerlike twyfel bo voorgee geloof. Mense wat sê, Here, ek sukkel om te glo, is baie nader aan geloof as iemand wat sê ek is reg, maar sy hart is ver van reg af. God kon maklik gesê het, ek is God,
Ek hoef nie 'n teken te gee nie. Maar God doen iets anders. Hy werk verhoudingsmatig. God wil nie net hê Gideon moet gehoorsaam wees nie. God wil hê Gideon moet hom leer ken. Tekens, wagtye, bevestiging. Dit alles dien een doel. Om 'n verhouding van vertroue te bou. Nie net om 'n taaklys af te handel nie. Maar luisteraars, daar is ook 'n baie belangrike waarskuwing. Alhoewel God geduldig is, was Gideon se wagtyd net tydelik. Wagtyd is nie 'n plek waar jy bly stil sit nie. Dit is 'n plek waar jy leer hoe om op te staan. Daar kom 'n oomblik waar geloof nie net vra nie, maar reageer. Wagtyd is 'n voorbereiding. Dit is nie 'n permanente skuilplek nie. God ontmoet ons in ons twyfel, maar hy lei ons uit die twyfel uit en nie vas in dit nie. As ons eerlik is, dan lyk baie van ons se geloofspad soos Gideon sinne. Ons sê, Here, ek hoor U roep, maar ek is bang. Here, bevestig dit asseblief nog 'n keer. Here, wys vir my dat ek nie alleen sal wees nie. En die goeie nuus van hierdie gedeelte is dat God hardloop nie weg wanneer ons vrees praat nie. God bly staan. God wag. God bou geloof stadig en sag. Luisteraars, jy is nie 'n slegte Christen omdat jou geloof stadig groei nie. God is geduldig met mense wat eerlik na hom soek. Maar wagtyd moet jou voorberei vir gehoorsaamheid en nie daarvan weghou nie. God gee genoeg lig vir die volgende stap, nie altyd vir die hele pad nie. Luisteraars, wanneer ons dink aan gehoorsaamheid, dan dink ons aan groot dade, reuse oorwinnings, openbare getuienisse, dramatiese ingrypings van God. Maar Gideon se verhaal wys vir ons dat sy eerste stap van gehoorsaamheid is nie 'n groot geveg nie. Dit is nie 'n militêre plan nie. Dit is nie eens bevryding van Israel nie. Sy eerste opdrag is om af te breek. Ons lees verder in Rigters 6, hoe God vir Gideon sê om die altaar van Baal af te breek, wat aan sy pa behoort. En dan, nadat hy die afgode vernietig en afgebreek het, 'n nuwe altaar vir die Here te bou. God het reeds gesê, ek is by jou. God het reeds 'n belofte van oorwinning gegee. Maar voordat Gideon ooit die Midianiete in die oë kyk, moet hy eers sy eie huis konfronteer. Luisteraars, hierdie beginsel is onontkombaar. God red nie mense wat hom deel met ander gode nie. God deel nie sy eer nie. God bou nie bevryding op 'n fundament van afgodediens nie. Ons dink maklik, dis Ou Testament, dis Baal, dis verby, dis nie van toepassing nie. Maar afgoderry is nooit iets uiterliks nie. 'n Afgod is iets wat jou vertroue steel, jou lojaliteit verdeel, jou veiligheid vervang, God se stem stil maak. In Gideon se huis was dit letterlik 'n Baalaltaar. In ons lewe lyk dit dalk anderster. Soms is dit beheer, vrees vir mense, geld, prestasie, selfbeskerming, selfs goeie dinge wat God se plek inneem. God se eerste vraag aan Gideon is dus nie, is jy dapper genoeg nie, maar is ek alleen, Here, in jou huis. Gideon word nie gestuur na 'n vreemde stad toe nie. Hy word nie eerste na die Midianiete toe gestuur nie. Hy word gestuur na sy pa se erf toe. Sy eerste daad van gehoorsaamheid bring konflik, wek weerstand en maak mense kwaad.
Die moeilikste plek om gehoorsaam te wees is dikwels die naaste, want dit is waar mense jou ken, mense verwagtinge het, tradisies gevestig is. Dit is die plek waar gemaklikheid in plek is. God se roeping breek gewoonlik eers los, waar dit ongemaklik is. Die skrif sê, Gideon breek die altaar af in die nag, uit vrees vir sy familie en die mense van die dorp. En dit is belangrik om te let daarop, dat Gideon is nog steeds bang. Hy het nie skielik hierdie volwasse geloofsreus geword nie, maar hy is gehoorsaam. God wag nie vir perfekte moed nie. God soek net gewillige gehoorsaamheid. Luisteraars, God gebruik nie net dapper dade nie. Hy gebruik brose gehoorsaamheid. As dit vandag vir jou makliker is om gehoorsaam te wees in die nag as in die lig, begin daar. God eer gehoorsaamheid, selfs wanneer dit bewerig is. Na Gideon hierdie Baal altaar afbreek, sê God, bou vir my 'n altaar. En dit is altyd die volgorde. Breek af dit wat vals is, en bou dit wat waar is. God doen dit nooit andersom nie. Ons kan nie 'n nuwe altaar bou, langs 'n ou afgod nie. Ons kan nie God se roeping leef sonder om sekere dinge prys te gee nie. Ware geestelike groei vir altyd te sterf. Eers na hierdie daad lees ons dat die Gees van die Here het Gideon beklee. Dit beteken dat God se salwing volg gehoorsaamheid en nie andersom nie. Baie mense sê, Here, gee my krag, dan gaan ek gehoorsaam wees. Maar die Bybel wys dat wees gehoorsaam en God kom bevestig, versterk en beklee jou. Na die nag van gehoorsaamheid, na die afbreek van die Baal altaar, na die konflik, die verwarring, die spanning in Gideon se eie gemeenskap, kom die Here en die Gees van die Here beklee vir Gideon. Die woord beklee beteken nie dat God vat Gideon weg en sit iemand anders in sy plek nie. God oortrek Gideon met sy teenwoordigheid. Gideon bly Gideon, maar in God se krag. God verander nie Gideon se persoonlikheid nie, maar hy verander Gideon se gesag. Roeping werk nie so dat God jou eers iemand anderster maak nie. Hy werk so dat hy jou neem soos wat jy is en jou bemagtig. En dit is eers na hierdie oomblik wat mense vir Gideon beginne aanvaar. Die Bybel sê, Gideon blaas die ramshoring. Mense begin om hom saamtrek, stamme reageer, 'n leier staan op. Die ironie, Gideon het homself nie as leier verklaar nie. God se teenwoordigheid het dit gedoen. Ware geestelike leierskap word nie afgedwing nie. Dit word erken. Wanneer God iemand beklee, begin ander mense die gewig van daardie woorde voel, die kalmte in die onsekere tye herken, die gesag sonder hardheid raak sien. Gideon se selfvertroue was klein, maar sy invloed het gegroei. Waarom? Want God se Gees dra meer gewig as menslike sekerheid. Leierskap in God se koninkryk vloei uit afhanklikheid en nie selfversekering nie. Wanneer mense sien jy vertrou God eerder as jouself, begin hulle jou volg. Nie omdat jy indrukwekkend is nie, maar omdat God teenwoordig is. Luisteraars, dis belangrik om te onthou dat later in Gideon se lewe maak hy ook foute. En dit is 'n waarskuwing vir ons, dat bekleding is nie die eindbestemming nie. Dit is iets om in nederigheid te dra.
God se krag moet jou nie laat groot voel nie, maar dankbaar laat buig. Die oomblik wanneer ons dink, ek kan nou, dit is die oomblik wanneer ons God se teenwoordigheid begin vervang met selfvertroue. Luisteraars, God beklee vandag nog mense, nie noodwendig met 'n ramshoring of met weermagte nie, maar met wysheid, wat nie jou eie is nie, kalmte in chaos, moed wat nie uit emosie kom nie, liefde wat jou natuurlike kapasiteit oorskry. Wanneer God jou beklee, word jy meer as genoeg. Nie omdat hy jou verander het nie, maar omdat hy teenwoordig is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons leer dat geloof nie altyd vinnig of perfek groei nie, maar dat U geduldig saam met ons stap. Dankie dat U nie ons twyfel verwerp nie, maar dit gebruik om ons nader aan U te trek. Vader, vandag erken ons dat ons dikwels soos Gideon voel, bang, onseker en stadig om te reageer. Tog herinner U ons dat U wag, dat U ons vorm en dat U ons beklee met U Gees wanneer ons gehoorsaam is. Ons bid vandag, breek die altare in ons lewe af wat U plek inneem. Bou in ons harte 'n nuwe altaar van aanbidding en vertroue. Beklee ons met U teenwoordigheid, sodat ons nie in ons eie krag leef nie, maar in U krag. Here, leer ons dat wagtyd is nie 'n verlore tyd nie, maar U werksruimte. Help ons om nie vas te sit in ons sekerheid nie, maar om op te staan in gehoorsaamheid. Al is dit broos en al is dit in die nag. Mag U Gees ons dra, mag U liefde ons vorm en mag U roeping ons lei. Ons gee U die eer, die lof en die dank. In die naam van Jesus Christus. Amen.